Hoe kom ek in die koninkryk van lig? Johannes 14 vers 6 sê, Yeshua antwoord hom, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Yeshua is die koning van die koninkryk van lig. Hoe kom jy by hom uit? Slegs deur hom. Daar's nie 'n ander manier nie. Die wêreld bied vir jou baie alternatiewe aan om te keer dat jy daar uitkom. Maar daar's net een manier. Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Yeshua die Messia gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Nou soos ek sê, hierdie is 'n boodskap op sy eie, jy kan seker nooit klaar praat oor die doop nie. Of weet julle nie dat ons almal wat in Yeshua gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wat is die nuwe lewe? Die koninkryk van lig. Hoe kom ek uit die koninkryk van duisternis in die koninkryk van lig? Ek moet sterf. Ek moet die ou mens doodmaak. Ek moet opstaan in 'n nuwe lewe. Hoe kry ek dit reg? Ek my vereenselwig met die dood van Yeshua. Soos wat hy gesterf het, so moet ek my vereenselwig. En hy het vir ons 'n manier ingestel om dit te kan doen, en dit is die doop. Doop is net 'n swembad of 'n dam of 'n rivier, en jy gaan onder die water in, soos iemand wat begrawe word, in die grond in, en jy staan op in 'n nuwe lewe. Ek vereenselwig my met die dood van my Messias, van die koninkryk van lig. En onmiddellik is ek in die koninkryk van lig. Natuurlik kan jy baie maklik weer uitval. Jy moet jou vas. As jy daar is, moet jy jou vas. Mense dink die doop maak dat ek hemel toe gaan. Die doop maak nie dat jy hemel toe gaan nie. Die doop maak dat jy skuif in die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig toe. Maar nou is jy in die koninkryk van lig en nou moet jy begin stap na die ander kant toe, weg van die duisternis af. Want die duisternis wil jou inhaal. Dis wat die doop is. Sonder die doop sal jy nie in die koninkryk van lig inkom nie. En as jy daar is jy 'n dienskneg van die Allerhoogste en jou hele lewe verander. 1 Korintiërs 6 vers 9. Nou is ook die dele wat ons nie wil hoor nie. As hy woorde so by jou oorkom, die woorde is groter as jou oorgat, hy gaan nie in nie. Jou oor weier net, en hy sê nee, bly weg. Maar daar is mense wat nie in die koninkryk van God kan ingaan nie. As hulle dit nie hoor nie. 1 Korintiërs 6 vers 9 sê, of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Hier staan, as jy onregverdig is in jou lewe, al sê jy is nie koninkryk van lig, sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Onregverdig, nou wie wat is onregverdig? En dan gaan hy verder, aan vers 10 sê, moenie dwaal nie, geen oorreerder, of 'n afgodedienaar, of 'n egbreker, of 'n wellusteling, of 'n sodomiet, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. As jy een van hierdie persone is, as dit jou lewenstyl is, as dit is hoe jy deur die lewe gaan, en jy sê, maar ek is gered, jy sal nie in die koninkryk van God ingaan nie. Anders is God alleen daar. Jy sal nie ingaan nie. Dis waarvan jy jou moet bekeer. En op baie lys is elkeen van ons akker nou en dan daarop. Dan moet jy jou bekeer. Jy moet nie verward raak met die genade om te sê, nou kan ek maar meer sondig, dat die genade meer kan word nie. Dan is jy baie diep in die koninkryk van duisternis. Dan is daai sogenaamde lig in jou absolute duisternis. Iemand wat oorgegaan het na die lig toe, haat die sonde. Dis hoe dit is. As jy nie die sonde haat nie, is jy in die koninkryk van duisternis. Want dis wat gebeur met jou. As jy oorgaan lig toe en jy sien die lig, dan haat jy die goed wat in die duisternis is. Jy haat die kleed wat met sonde bevlek is.